stel voorbeelde hierdie, dis nog maar net favorites. Eerstens, hulle sê vir my, of jy kan sien, dat hierdie dude 'n raaklyn is. Okay. Oomblik wat jy dink raaklyn, dadelik dink jy soek 'n driehoek. Jy soek of 'n radius of 'n driehoek. In hierdie geval, so ek kyk nog eers wat hulle vir my vra nie. In hierdie geval sien ek twee goed. Ek sien actually 'n radius en 'n raaklyn. Daarom weet ek al klaar, hierdie stukkie is 90 grade en daai ouetjie is 90 grade. Dis dadelik waarin my brein gaan. Verder weet ek ook, okay, ek het gesê met 'n radius en 'n raaklyn soek ek 'n driehoek. Daar is my driehoek. Okay, so wanneer hierdie nou gaan werk, dadelik kan ek sien, okay, ek weet hierdie hoekie, as julle gou mooi kyk, dis die deel van die koord, dis die raaklyn, dis die boog wat hom onderspan. So dan kan ek ook gaan sien, okay, hierdie hoekie word onderspan deur dieselfde boog. Daarom weet ek al klaar dat hierdie hoekie dieselfde gaan wees as daai Z. En dan weet ek ook wel, dis die koord, dis die raaklyn deel, hierdie boogie onderspan vir Y. En dan kan ek ook sien, in my driehoekie, hulle word deur dieselfde boog onderspan, so Y en 3x gaan dieselfde wees. So dis maar net 'n klomp goed wat ek sommer al klaar kyk. Alright, so kom ons kyk wat vra hulle vir my. Hulle sê eerstens vir my, bereken vir x. Okay. Obviously nou met redes ook. Alright. So die eerste een sal ek gaan sien, ek sien my middellyn. Ek love 'n middellyn, want ek het 'n middellyn wat al 3 punte aan my sirkel raak, aan die omtrek van die sirkel, daarom weet ek, hierdie dude gaan 90 grade wees. So die eerste een wat ek sal gaan sê, is om te sê, wel, hoekie V is 90 grade, en die rede wat jy daar vir my gaan gee, is om te sê jou hoeke in 'n semi of in 'n halwe sirkel. Right, so ek weet hy is 90 grade, so dan sal ek nou letterlik net gaan sê, okay, so dit wil sê, ek kan sien die 3x plus die 2x plus die 90 grade, saam gaan vir my 180 grade gee. My rede is binne hoeke van 'n driehoek, of hoeke in 'n driehoek. Ek gaan nie alles neerskryf nie, ek gaan dit net al sê. Die hele doel van hierdie video is dat sodat jy kan verstaan wat om te doen. So jou rede is hier jou hoeke in 'n driehoek of binne hoeke van 'n driehoek. Soos ek sê, al die redes is baie mooi een vir jou gesit in jou opsommings. So dan gaan sê, gaan een vereenvoudig jou om net, ek kry 5x is gelyk aan 90 grade, en dan sê ek 90 gedeel deur 5, ek kry my waarde vir x as 18 grade. Okay, so ons het vir x as 18 grade. Lekker, okay. Nou vra hulle vir my om vir y te bereken. So, ons het vir y hierso. So, hoe ek hierdie enetjie sal gaan benader, is om te kan sê, wel, kom ons kyk eers as wat is hy dieselfde. Ons het daarom nou al klaar gesê vir onsself, ons weet y gaan dieselfde wees as daai 3x. Maar in 'n vraestel, hoe ek hom sal benader, is om te sê, okay, ons doen hom in rooi, my hoekie y, dis 'n hoekie wat actually connect met 'n koord en 'n raaklyn. So ek kan sien die boog wat daai enetjie onderspan is hierdie boog. En nou gaan soek ek 'n hoek in 'n driehoek wat deur dieselfde boog actually onderspan word. Daar is hy. So ek kan gaan sê dat hierdie twee hoeke, dan hierdie twee rooi hoeke, dan dieselfde is. Okay. So my rede wat ek daar sal gebruik is om te sê, okay, of hoe ek dit sal skryf, ek sal dan vir hulle gaan sê, wel, okay, hoekie y gaan dieselfde wees as 3x, en dan my rede is net, ek het my raaklyn koordstelling gebruik. So, raaklyn koordstelling. Okay, en dan kan ek my vergelykingkie gee om te sê, hoekie y is gelyk aan 3, en ons weet mos nou x is 18 grade, en dan gaan sê ek net 18 mal met 3, so ek kry my y as 54 grade. Okay, en dis hoe ons dit doen. Right, dan is daar nou actually 'n paar maniere om vir Z te kry. Ek gaan al drie vir julle sê, ek gaan nie dit alles neerskryf nou nie, dan gaan ek nou net julle tyd mors. Die een manier is om te sê, wel, ek weet x is 18 grade, daarom weet ek hierdie hoekie is dan 36 grade, dis 2 mal met 18. So, een metode is om te sê, okay, kom ons gebruik hoeke op 'n reguit lyn. Boom. Om te sê,
hoekie Z plus daai gaan vir my 180 grade gee, en dan gaan jy vir Z as 90 grade kry. Dis een manier. Die tweede manier wat ek kan gaan gebruik, is om te sê, wel, ek kan sien dat hierdie lyn is 'n raaklyn wat connect met my koord. So dadelik dink ek raaklyn koordstelling, so ek dink, okay, kom ek gaan soek 'n driehoek. So ek weet, hierdie hoekie, kan ek gaan sien, word onderspan deur hierdie boog. En dan gaan soek jy 'n driehoek, daar's die driehoek, en dan kan ek sien, dis die hoekie, wat deur dieselfde boog onderspan word. So dan sal ek letterlik maar net gaan sê, okay, wel, ons weet hoekie Z gaan dan dieselfde wees as hoekie V, en albei is 90 grade, en my rede is dan letterlik net raaklyn koordstelling. Right, that's it. Okay, en dan nog 'n manier wat ons kan gebruik is om te sê, wel, ek sien ek het 'n radius, en ons weet daai is 'n raaklyn. En omdat dit 'n radius en 'n raaklyn is, weet ek hy's 90 grade, want ons weet my radius is loodreg op raaklyn. Okay, so daar's 3 maniere om vir Z dan te kry. En dan het ons vir X, Y en Z. Lekker. Volgende. Hulle sê hierso vir my, gee hulle darm so 'n paar staf. Hulle sê vir my hoekie A1 is 20 grade. En dan sê hulle vir my hoekie B1 is 40 grade. Alright, so kom ons gaan kyk waarmee ons werk. Net so 'n paar goed wat ek sien, nog voordat ek gaan kyk na wat hulle vir my vra, ek sien al klaar, hierso is 'n driehoek met 'n gelykbenige driehoek, want ek weet dit is 2 radiusse, so ek weet al klaar, hierdie een en daai een gaan dieselfde wees. Dan wat ek nog sien, is om te kan sê, okay, kom ons maak hom met geel, ek sien 'n strukdas wat by die middelpunt is, so ons het ons middelpunt strukdasie, so dit sê vir my, hierdie een gaan 2 keer groter wees as daai een, en dan sien ek hoeke op 'n reguit lyn, en dis pretty much wat ek sien op hierdie stadium, so kom ons kyk gou wat ons kan kry. Eerstens, hulle vra vir my, alright, bereken vir A2, o, kyk nou net, en natuurlik met redes ook. Okay, so A2, nou, ek sal gaan sê hoekie A1 plus 2, dis hoe ons hom kan skryf. A1 plus 2 gaan dieselfde wees as B1, en dan my rede is gelyke hoeke teenoor gelyke sye. Want ons weet, as jy nou regtig wil skryf, kan jy gaan sê ook, want OB is gelyk aan OA, en my rede is radiusse, of radie. Okay, so ons het dan gaan sê, right, ons weet hierdie 2 is dieselfde, so as hierdie stukkie 20 grade is, ons weet hierdie hele toetie, die blou enetjie moet 40 grade wees, so as daai hele stuk 40 grade is, dan, en hierdie klein stukkie is 20, dan weet ek dat hierdie ouetjie ook dan net 20 grade is. Alright. So, dan gaan kyk ons nou verder, nou vra hulle vir my, right, bereken nou vir hoekie O2, okay, hoekie O2, kom ons gaan kyk gou. Ek sien dit is 'n hoek wat vorm by die middelpunt, so dadelik sal ek so gaan kyk, en dan sien ek, okay, dit is die boog wat hom onderspan, en dan dink jy middelpunt, center of attention, so hy gaan 2 keer groter wees as iets aan die buitekant. Nou gaan kyk ek net en gaan toets, laat jy seker maak, gebruik ek die volle 40 of net 'n 20. Gaan trek jou driehoek en dan kyk jy wat se boogie hom onderspan. Nou sien ek, dis die hoekie wat die boog onderspan. So as hierdie enetjie 20 grade is, dan weet ek, okay, dan gaan hierdie enetjie dan, hoekie O2 gaan dan 40 grade wees. Okay, en jou rede is, maar net elke keer met jou middelpunt, my middelpunthoek is 2 keer groter die omtrekshoek. Okay, volgende vraag hulle vir my vir O1. Okay, so ons het nou 'n paar staf wat ons daarom hier het. As ons kyk vir O1, wel, ek sien weer eens, dit is 'n hoek wat vorm met die middelpunt, so nog voordat ek enige van my goed gaan bysit, kan ek gaan sien, okay, dit gaan oor die hoek of hierdie lyntjie nou 'n volle koord is of nie, dit maak nie saak nie, dis maar net om jou af te gooi, want dit is nog steeds die 2 lyne wat connect om daai hoek te vorm, en dit is die boogie wat hulle gaan onderspan. So as ek daai het, nou gaan kyk ek, okay, ons werk juist met 'n middelpunt, en nou gaan kyk ek of is daar dalk 'n driehoek wat deur dieselfde boog onderspan word. Kom ons kyk.
ek kan sien as ek hierdie twee lyne connect. So jy weet waarvoor om te kyk. Jy soek 'n driehoek wat deur dieselfde twee lyne geconnect word. So dan weet ek, as hierdie enetjie, ons het mos hom klaar bewys, of hulle het vir my gesê hy is 20 grade. So as hierdie pershoekie 20 grade is, dan weet ek die middelpuntshoek is 2 keer groter as die omtrekshoek. Daarom weet ek hierdie een is dan 40 grade. Weereens, my middelpuntshoek is 2 keer groter die omtrekshoek. Okay. Dis maar net verskillende maniere wat hulle dit vir jou vra. Okay, volgende. Ons het dit dan nou klaar. Nou, bietjie 'n interessanter enetjie. Hulle sê vir my, right, bereken met redes die grootte van hoekie D2. So kom ons kyk eers wat gee hulle vir my. Hulle sê vir my, daai enetjie is 'n raaklyn, en dan sê hulle ook vir my, okay, ek het 'n middelpunt, ek love 'n middelpunt, en ek sien vir hulle sê, BC en DC is dieselfde. So ons gaan merk dit. En hulle sê CDS is 40 grade. Okay, so dit is so lank wat hulle vir my gee. So kom ons kyk gou wat kan ons gaan doen met dit. Hulle sê vir my, okay, wel ons soek nou eers die grootte van hoekie D2. Okay? So kom ons kyk dit gou eers wat sien ons. Ek sien 'n klomp staf in hierdie sirkel en hierdie sketsie. Ek sien 'n middelpuntshoek. Ek sien 'n pragtige pyltjie. So daarom weet ek, sodra ek hierdie een het, weet ek hoe groot gaan daai een wees, want die middelpuntshoek is 2 keer groter as my omtrekshoek. Dan sien ek ook 'n pragtige koorde vierhoek wat daar sal loop. So ek weet hierdie twee hoeke gaan supplementêr wees en die twee hoeke gaan supplementêr wees. Dan sien ek ook 'n gelykbenige driehoek want ek het twee radiusse. Daarso sien ek 'n pragtige gelykbenige driehoek, so ek weet D3 en B2 gaan dieselfde wees. Okay, maar net 'n paar goedjies wat ek so lank sien, daar's 10 nog. Daar's baie. Nee, ek sien 'n pragtige raaklyn. Ek sien 'n raaklyn. As jy 'n raaklyn sien, gaan soek vir jou 'n driehoek wat al 3 punte aan die omtrek van my sirkel raak. So ek weet al klaar, hoekie B5 en daai B2 en 3, die tweeetjies gaan dieselfde wees. En dan weet ek ook, hierdie gedeelte gaan dieselfde wees as daai een. En al twee is my raaklyn koordstelling. Dan sien ek nog 'n driehoek wat te doen het met 'n raaklyn. So ons kan sommer dadelik hierdie enetjie gaan sien. En dan sien ek, okay, wel, so hierdie 40 grade gaan dieselfde wees as hierdie B1. Want jy kan gaan sien, hulle word deur dieselfde boog onderspan. So ek het eintlik al klaar B1 se antwoord. Dit is soos 'n gratis punt. Okay, so dis maar net stap wat ek sien. So kyk na jou skets en kyk wat jy sien voordat jy begin. Nou kan ons wegval. Hulle vra vir my vir die grootte van hoekie D2. Okay. Right, so wat ons nou hier het, hulle het nog net vir my gesê dat daai twee ewe groot is en ek het 'n 40 grade. Right? Maar ek het ook gesien 40 grade connect tussen 'n raaklyn en 'n koord. Presies wat ons nou gedoen het. So dis die hoekie en dit is die boogie wat hom onderspan. En dan gaan soek jy 'n driehoek wat al 3 punte raak aan my sirkel, so omtrek. En dan gaan kyk ek, okay, so daai hoekie gaan dieselfde wees. So gaan kyk altyd eers wat hulle vir jou gee en daarna gaan kyk jy wat hulle vir jou vra. Okay, so wat hulle vir my gee is die belangrikste. Hulle het vir my die 40 grade gegee. Daarom kan ek gaan sê, okay, nou weet ek hoekie B1 is dieselfde as hoekie D1 en dis 40 grade en dan my rede is raaklyn koordstelling. Okay, daar's my punte. Nou weet ek, so ek gaan hierdie 40 so lank skryf. Ek weet hoekie D2 is dieselfde as hoekie B1. Ons weet die twee is dieselfde. Ons het gelyke hoeke, gelyke sye. En dan kan jy nou vir hulle ook gaan sê, okay, wel, oordat hierdie een en daai een dieselfde is, daarom kan ek gaan sê, right, daai twee hoeke is dieselfde. Okay, ek gaan nie al die redes neerskryf nie, ek gaan dit sê, maar soos ek sê, dis alles mooi in die opsommings uiteengesit vir julle, so jy kan nie verkeerd gaan met dit nie. Okay, so ons weet hierdie stukkie is ook 40 grade. Boom, daar het ek vir D2.
Nou gaan vra hulle vir my, right, bereken vir hoekie C. Okay, hy is daar nie met te bad nie. C sê net vir my, ek gaan gebruik my binnehoeke van 'n driehoek. So ek gaan sê 180 minus 40 minus 40, dan kry ek 'n pragtige 100 grade en my rede is binnehoeke van driehoek en as jy regtig wil, kan jy vir hulle gaan sê driehoekie BCD, jy kan vir hulle net noem wat is die driehoek wat jy gebruik het. Okay. Volgende gaan sê ek nou, right, daai stuk is 100. Nou soek hulle vir hoekie A. Hoekie A kan ek gaan sien, okay, as hierdie stukkie 100 is, ek sien 'n pragtige koorde vierhoek. Sien julle my mooi koorde vierhoek daar? So as hierdie ouetjie 100 grade is, weet ek hierdie een moet dan 80 grade wees, want saam is hulle supplementêr. So dit my rede is net binnehoeke van 'n koorde vierhoek. Okay, so dan kan ek gaan sê hierdie ouetjie is dan 80 grade, hoekie A. En op grond van dit kan ek vir hoekie O1 gaan kry, want ek sien my mooi pyltjie. So ons het eers alles gebruik wat ons in die begin gesien het nie. Ek sien 'n pragtige pyltjie, ek sien 'n middelpuntshoek, ek dink hy's 2 keer groter as die omtrekshoek. So as hierdie ouetjie 80 grade is, dan weet ek hierdie een gaan dan 2 keer daai size wees, so dan is hy 160 grade. Alright, so nou wat hulle doen, is eintlik 'n baie simpel vraag. Gewoonlik het die twee actually te doen met mekaar, baie stupid vraagie, maar kom ons doen hom. Dan verstaan julle at least die basics van hoe dit werk. Hulle sê nou vir my, okay, daar word nou 'n lyn getrek vanaf A na R. Hier is R en daar is S. Hulle sê so hier word 'n lyn getrek vanaf A na R en hulle sê vir my, jy moet bewys dat hierdie rooi gedeelte wel 'n koorde vierhoek is. Hulle het vir my gesê, hoekie ARD is 105 grade, en dan sê hulle vir my, wel, hierdie dude is 75 grade. Okay, nou wat jy gaan doen, ons kan nou eintlik al die ander waardes vergeet, want die skets is nie 'n baie goeie vraag nie, soos ek sê, kom uit 'n vraestel uit. Hulle sê nou vir my, right, ek moet bewys dat ARDB 'n koorde vierhoek is. So nou gaan vra jy vir jouself, okay, indien dit wel 'n koorde vierhoek is, wat weet ek dan? Dan weet jy dink koorde vierhoek, jy dink binnehoek of buitehoek. So met die inligting wat hulle nou spesifiek vir my gegee het, hulle sê vir my, okay, wat ek weet, as dit wel 'n koorde vierhoek is, weet ek daai een plus daai een gaan vir my saam 180 grade gee, of ek weet hierdie hoek en daai hoek moet dieselfde wees met my buitehoek van 'n koorde vierhoek. Okay, so kom ons gaan kyk of ons hom 'n bietjie kan uitwerk. So, hulle gee vir my 'n raaklyn wat met 'n koord het. Ons love 'n raaklyn en 'n koord. Soos dadelik as jy sien raaklyn, gaan soek daai driehoek. Dit sê vir my, as hierdie enetjie 75 grade is hierdie hele ouetjie ook 75 grade, en my rede is my raaklyn koordstelling. Okay, so ek sal begin deur te sê hierdie enetjie is 75 grade, so jy kan hom gaan skryf deur vir hulle te sê, okay, wel hoekie ADR gaan dieselfde wees as hoekie ABD, en my rede, wel, ons kan sê dit is 75 grade, en dan my rede is, okay, en daar is my 2 punte. So nou kan ek gaan kyk, okay, hierdie 75 plus daai 105, dit gee actually vir my 180 grade, so dan weet ek die dude is 'n koorde vierhoek. So nou gaan skryf jy hom. So jy gaan sê letterlik nou net vir hulle, wel, okay, so dit wil sê ARD plus ABD is gelyk aan 105 grade plus 75 grade en dis 180 grade. Dan kan ek gaan sê, okay, so dit wil sê ARDB is 'n koorde vierhoek. Okay, en daar het ons dit bewys. Soos ek sê, nie 'n great vraag hierdie nie. Hoekom ek sê dis nie 'n great vraag nie, is om te sê, wel, as ons die inligting gebruik wat ons oorspronklik gehad het, ons moes geweet, daai 2 is al 42 grade. En as daai 2 al 2, as hy 40 grade is en daai is 40 grade, dan beteken dit, as ek gaan kyk na die teenoorstaande binnehoek, beteken dit daai hele stukkie moet dan ook 40 en die 40 is dan die 80 grade. En dit kan nie regtig wees nie, want ons het klaar bewys dat hoekie A 80, die gewone hoekie A, het ons bewys as 80 grade. So,
Ek weet, dit is nie 'n great vraag nie. Maar ons het nou maar net die inligting gebruik wat hulle vir ons gegee het. Okay. Volgende, nommer 4. Hulle sê nou vir my, okay, in hierdie diagram, nou gee hulle vir my 'n klomp staf. Eerstens gee hulle wel vir my 'n middelpunt. Ek love it as hulle vir my 'n middelpunt gee. So ek sien middelpunt, dadelik dink ek, okay, hy is 2 keer groter as iets anders. So ons gaan kyk gou wat hulle vir my gee. Kom ons merk net wat ons al sien. Eerstens sien ek 'n pragtige pyltjie. So ek weet ek kan my middelpunt is 2 keer groter my omtreksreël gebruik. Dan sien ek ook hierdie gedeeltetjie om te sê hierdie hoek gaan 2 keer groter wees as daai hoek, ook as gevolg van my middelpunt 2 keer groter my omtrekshoek en dan presies dieselfde gaan hierdie hoek en daai hoek in verbinding tree om te sê daai hoek is 2 keer groter as daai een. Dan sien ek ook 'n mooi strikdas, bietjie 'n awkward strikdas, maar dit sê vir my hoekie E en hoekie C gaan dieselfde wees met my hoeke in dieselfde segment. Kyk, kom ons kyk wat sien ek nog. Ek sien nie 'n middellyn nie, maar ek sien 'n pragtige gelykbenige driehoek. Julle gaan soek altyd vir daai radiusse, hulle love it om dit vir julle weg te steek. Okay, so dis pretty much wat ek sien sover. Ons nog 'n paar goed. Ek sien 'n raaklyn, so ek dink driehoek. So daar's 'n klomp goed wat jy kan gebruik. Maar kom ons kyk eers wat hulle vra. Hulle vra vir my bereken vir O1. Okay, so O1 sê hulle vir my dis die enetjie wat ek soek. So wat ek gaan doen, hulle sê vir my dis 30 grade. Ek sien 'n baie mooi driehoek daar. En dan sien ek my gelykbenige driehoek. So ek weet, oordat hierdie twee dieselfde is, weet ek D3 is ook 30 grade. En jou rede is, jy kan of gaan sê radie, maar dit is gelyke hoeke teenoor gelyke sye. En dan kan ek sal eers gaan sê D3 is dieselfde as B4, en dis alles saam 30 grade. Julle kan in die memos gaan kyk presies hoe 'n mens dit bewoord, maar ek gaan vir jou al die stappe mooi uiteen sê. So jy kan net basies skryf wat ek sê. So dis my 30 grade, dan my rede is gelyke hoeke, so gelyke hoeke teenoor gelyke sye. Okay. En dan kan ek gaan sê, okay, so hoekie O1 is dan 180 minus 30 minus 30. Hoekie O1 kry ek as 120 grade en dit is hoeke in 'n driehoek. So ek kry hierdie ouetjie dan as 120 grade binne hoeke van 'n driehoek. Alright. Volgende wat ek gaan kyk, so daai driehoek was hierdie driehoek wat ek heeltyd gebruik. So ons het vir hoekie O1. Nou gaan soek ons vir hoekie A. So om vir A te kry, dan sien ek eerstens hierdie baie mooi pyltjie, so dis lekker maklik. So as hy 120 is, dis 'n middelpunt, ek dink center of attention, hy is 2 keer groter van daai hoekie. So as ek my pyltjie het, dan kan ek maar letterlik net gaan sê as hy 120 grade is, weet ek hierdie een gaan 60 grade wees, en jou rede is my middelpuntshoek is 2 keer groter as die omtrekshoek. 2 keer die omtrekshoek. Boom. Nou gaan kyk ek vir hoekie C. Hier sien ek 'n baie mooi koorde vierhoek. Jy kan regtig net met daai checklysie afgaan wat ek vir jou gesê het. Dis een manier om hierdie te doen. Is om te sê, okay, as hy 60 grade is, weet ek hierdie ouetjie moet dan 120 grade wees, want saam moet hulle vir my 180 gee. So 'n ander manier hoe jy dit kan doen is ook om te sê, okay, wel, ek kan hierdie hoek gaan uitwerk en dan kry ek hom as 240. En dan my rede is hoekom om 'n punt of omwenteling. En dan sien ek hierdie mooi gedeeltetjie wat te doen het met my middelpunt, dis nie 'n koorde vierhoek nie, dan weet ek, as ek hom deur 2 deel, gaan dit daai hoekie wees. Daai 2 is in verhouding met mekaar. Okay, so 2 maniere om hom te kry. So ons het hoekie C as 120 grade. En nou vra hulle vir my vir hoekie ADB. Kom ons kyk gou, hoekie A, D, B, A, daar's D, daar's B. Alright, kom ons check gou. Hoekie A, D, B gaan sê ek, okay, paar goed wat ek hierso sien. Eerstens sien ek 'n raaklyn. Ek love 'n raaklyn. So, eerste ding wat ek sien 'n raaklyn en ek sien my 70 grade en ek het actually 'n driehoek. As jy 'n raaklyn sien, gaan soek daai driehoek. So, ek kan sê hierdie 70 grade
gaan dieselfde wees, so daai hele stukkie gaan ook 70 grade wees. So hoekie ADB gaan dieselfde wees as hoekie ABP, wat 70 grade is, en dan my hele rede is net raaklyn koordstelling. En dan weet ek, daai ouetjie is 70 grade. Voilà, en dis hoe ons dit doen. Ok, hierdie is een van my all-time favorites, ek is mal daaroor as hulle dit vra, want is sulke lekker gratis punte. Ek moet kyk wat gee hulle vir my, hulle sê ek moet die waarde van kie gaan bereken, met ander woorde, ek sê pretty much net die waarde van x. So, paar goedjies wat ek hierso sien, is ek sien eerstens 'n baie mooi pyltjie, daar, so ek weet, as ek hierdie hoek het, die helfte van hom gaan daai een wees. Dan sien ek ook 'n baie mooi koordevierhoek. So ek weet hierdie een plus daai een gaan saam 180 grade wees. Dan sien ek ook hierdie middelpuntshoek, daai van die skets wat ek vir jou in die opsommings ook gewys het, om te sê, okay, as ek hierdie enetjie het, dan weet ek, right, hierdie dude gaan 2 keer groter wees as hierdie ene hierso aan die omtrek. Okay, paar goed wat ek sien. So, kom ons gaan vul hom in. Nou, dis regtig nie 'n moeilike een nie, en hulle is mal daaroor om dit te vra, en ons hou daarvan as hulle dit vra. Ons gaan kyk, ek gaan eers met my pyltjie werk, om te gaan sê, okay, so ek gaan werk uit wat is hoekie kie. Hoekie kie kry ek dan as 2x plus 40, 2x plus 20, letterlik al wat ek gaan doen ek het hom gaan deel deur 2, sodat ek daai hoekie kan kry, en dan kry ek 2x plus 20, en dan my rede was my middelpuntshoek is 2 keer groter my omtrekshoek. Okay. Nou gaan kyk gebruik ek my koordevierhoek, sodat ek 'n baie mooi vergelyking kan kry, is om te sê, wel, nou kan ek gaan sê, die hoekie kie, plus hoekie s, gaan saam 180 grade wees, en jou rede is binnehoeke van 'n koordevierhoek, want ons weet dit is supplementêr. Okay, so, en dis dit, daar is my vergelyking, nou moet jy dit letterlik net gaan skryf. So jy hoef net daar te sê, jou rede gaan dit wees teenoorstaande hoeke van 'n koordevierhoek. So my vergelykingkie sê 2x plus 20 plus die 5x plus 20, so daai een plus daai een, gee saam 180 grade. Dis al wat ons gaan doen daar. Dan kry ek 7x is gelyk aan 180 minus 40, en dan kry ek my x 'n pragtige 20 grade. Maar hulle sê baie spesifiek vir my, ek moet vir hoekie kie gaan bereken, daarso, hoekie kie, okay. So as ek vir kie wil bereken, al wat jy doen, is jy gaan voeg jou 20 nou net in x se plek. Ek weet my waarde vir x is 20, so nou gaan sê ek net 2, my waarde vir x is 20, plus nog 'n 20, so ek kry 40 plus 40, so hoekie kie is dan 80 grade. Okay, en dis hoe ons dit doen, ons hou daarvan as hulle dit vra. Right, nou vra hulle vir my, okay, ek moet die volgende hoeke in terme van x gaan neerskryf. So mens asseblief nie skrik met hierdie, vir hierdie nie. Kom ons kyk het gou eers wat ons alles sien. Ek sien 'n paar staf. Eerstens sien ek 'n pragtige middellyn. Boom, so ek sien al klaar 'n 90 grade. Dan sien ek, okay, hier is 'n gelykbenige driehoek, love radiusse. So ek sien my gelykbenige driehoek, so ek weet al klaar hierdie hoek en daai enetjie gaan dieselfde wees. Dan sien ek ook 'n middelpuntspyltjie op 'n manier. Ons kan gaan kyk of ons hom kan gebruik. Ons kan hom later gebruik en dis pretty much wat ek op hierdie stadium sien. Niks major nie, ek sien nie enige groot striktasse, want ons kan hierdie as 'n striktas gebruik. Ja, so ons sien daai striktas en ja, that's it. Okay. So dis maar net wat my oog dadelik opval. So kom ons gaan kyk gou. Hulle vra bereken hoekie S, Q, R. So hoekie S, Q en R. So ons doen daai enetjie. En daai een het ons nou net gaan uitwys om te gaan sê, okay, ons kan hom gaan vat deur te sê my pragtige strikdas. Yay! So ek gaan sê hoekie SQR is ook 3x en dan my rede is hoeke in dieselfde segment of in dieselfde
sirkelsegment. So ons het hom ook as 3x. Dan het ek vir hoekie PQS, hoekie PQS, weet PQS, daar is hy. So nou soek ons daai enetjie, so kom ons gaan kyk gou. Ons weet, hierdie stukkie saam is 90 grade. Ek weet ek het 'n 90 grade hoekie hierso. So ek sal vir hulle gaan sê, hoekie PQR gee vir my 90 grade en my rede is hoeke in 'n halwe sirkel of hoeke in 'n semisirkel. Nou gaan kyk ek, wel ek het nou daai ene, so kom ons vat nou soek hulle hierdie stukkie, net hoekie PQS, net daai klein persstukkie. So as hierdie hele stukkie 90 grade is, en hierdie stukkie is 3x, dan kan ek hierdie ouetjie gaan noem 90 grade minus 3x. En is dit? Voilà, daar het ons hom. Dis mos in terme van x. Daar moet nou net, in terme van x, beteken letterlik net, daar moet 'n x in jou antwoord wees. Nou gaan kyk ons. PSQ. Hoekie PSQ. So om daai enetjie te gaan kry, kom ons gaan kyk wat ons het. Ek sien nog nie iets amazing nie, ek soek hierdie klein hoekie. So nou gaan kyk ek gou, wel, ons weet, met my gelykbenige driehoek, daar is my radiusse, so dan weet ek wel, ek weet hierdie hele stukkie gaan ook 3x wees. En as daai hele stuk 3x is, en hierdie klein stukkie is x, dan weet ek hierdie klein persstukkie moet dan 2x wees. En hoe ek dit sal gaan skryf, is letterlik net om vir hulle te gaan sê, wel, hoekie, eintlik jy kan sê die hele hoekie S. Hoekie S is dieselfde as hoekie OPS, en my rede is hoeke teenoor gelyke sye, want ek het my gelykbenige driehoek. Daarom weet ek hulle is, hoekie S is dan ook 3x, en dan kan ek sê wel, dit wil sê hoekie PSQ, die stukkie wat hulle soek, die klein persstukkie, is dan net 2x. En dis hoe ons hom gaan doen. Volgende. So, ons sê, ons het hierdie enetjie. Ons soek nou vir hoekie PRQ, so hoekie PRQ. Daai ouetjie, kom ons gaan kyk. Ons het nou 'n mooi strukdas gevorm, so kom ons kyk of ons weer 'n strukdasie kan gebruik. Ek weet nie of ons kan nie, kom ons kyk. Ons het 'n strukdasie wat so loop. Ja, so hoekie PRQ gaan dieselfde wees as hoekie, wat ons nou net uitgewerk het, PSQ. As jy mooi gaan kyk na jou strukdasvorm, dan sien ek dis net hierdie stukkie, dit het nie daai, moes merk net, dit is nie hierdie geel stuk ook in nie. Dis net hierdie gedeeltetjie wat deel is van my hoeke in dieselfde segment. So dan kan ek gaan sê, so dan weet ek, hoekie R gaan dan ook 2x wees. Ons het dit nou net bewys. Ons weet dit is dieselfde as daai S. En nou sê hulle vir my, bereken nou vir hoekie QPR. Hoekie QPR. Dis 'n lekker enetjie. Ek sal letterlik het my vergelyking gaan sê, so deur te sê hoekie QPR plus daai hele gedeeltetjie wat 90 grade is, plus 2x, saam gee dit vir my 180 grade, want dit is hoeke in 'n driehoek. Binne hoeke van 'n driehoek, sien julle daai? Mooi rooi driehoek. So ek het gaan sê, daai 90 plus daai 1 plus daai 1 gee vir my 180 grade. En dan gaan jy hom letterlik dit uitwerk. Nou gaan sê ons, so hoekie QPR, onthou jy hoef nie die waarde te gee van wat x is nie. Hulle sê vir my heeltyd in terme van x, so dan moet nog 'n x in jou antwoord wees. So ek kan gaan sê hoekie QPR plus 2x is gelyk aan 90 grade, want ek het hom net oorgevat. So ek kry vir hoekie QPR is 90 grade minus 2x. So hierdie stukkie is 90 grade minus 2x. En daar het ek dit gedoen, en my rede was maar net binnehoeke van 'n driehoek.